Baie kerke hou elke Sondagdienste. Daar is egter geen woorde van God in die Bybel wat ons beveel om Sondag as die dag van aanbidding te hou nie. Selfs die Rooms-Katolieke Kerk wat Sondag aanbidding hou, erken hierdie feit. Om nie te praat van ander voorbeelde nie, is elke Christen nie verplig om Sondag te heilig en op daardie dag te onthou van onnodige dienswerk nie. Is die nakoming van hierdie wet nie een van die mees prominente van ons heilige pligte nie. Maar jy lees dalk die Bybel van Genesis tot Openbaring, en jy sal nie 'n enkele reël vind wat die heiligmaking van Sondag magtig nie. Die skrif dwing die godsdienstige onderhouding van Saterdag af, 'n dag wat ons nooit heilig nie. Ek het die Bybel gelees vanaf die eerste vers van Genesis tot die laaste vers van Openbaring, en het geen verwysing gevind na die plig om die Sondag te heilig nie. Die dag wat in die Bybel genoem word, is nie die Sondag, die eerste dag van die week nie, maar die Saterdag, die laaste dag van die week. Dus, selfs diegene wat Sondag as hul dag van aanbidding onderhou, erken dat die Sabbat wat deur God bepaal is, Saterdag is en dat die praktyk van Sondagaanbidding nie in die Bybel gevind word nie. Trouwens, die Bybel bevat net die opdrag om die Sabbat, die 7de dag, te onderhou. Eerstens, kom ons kyk na die 4de gebod onder die 10 gebooie wat deur God Jehova in die Ou Testamentiese tye gespreek is. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. God het beveel dat daar vir 6 dae werk gedoen mag word. Maar die 7de dag, die Sabbat, moet heilig gehou word aangesien dit God se rusdag is. Met ander woorde, hy het ons nie beveel om die eerste dag van die week, Sondag, te hou nie. Daarom is die dag wat ons heilig moet hou in gehoorsaamheid aan die woord van God, die Sabbatdag, die 7de dag, wat Saterdag is. Selfs in die Nuwe Testamentiese tye het Jesus, God wat in die vlees gekom het, ook geleer dat die heiliges die Sabbat moet hou tot aan die einde van die eeu. Bid dat julle nie in die winter en op die Sabbat sal moet vlug nie, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar sedert die begin van die wêreld tot nou toe nog nie was nie, en beslis ook nie weer sal wees nie. Jesus het vir ons gesê om te bid dat die laaste dag van verdrukking nie op die Sabbat sal val nie. Dit beteken dat die heiliges die Sabbat heilig moet hou tot aan die einde van die wêreld. Dit is dus opgeteken in beide die Ou Testament en die Nuwe Testament dat God ons beveel het om slegs die Sabbat te onderhou. Nêrens in die Bybel staan daar om Sondag, die eerste dag van die week, te hou nie. Nietemin vandag het baie kerke God se Sabbat verlaat en hou Sondagdienste, wat nie in die Bybel gevind word nie. Wat sal met hulle gebeur? Ek getuig teenoor elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boekrol hoor. As iemand iets hieraan toevoeg, sal God die pla waarvan in hierdie boekrol geskryf is, aan hom toevoeg. En as iemand van die woorde van die boekrol van hierdie profesie wegneem, sal God se aandeel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad waarvan in hierdie boekrol geskryf is, wegneem. As ons iets anders by God se woord voeg wat in die Bybel geskryf is, sal ons pla ontvang. Ook as ons wegneem van God se woord, kan ons nie ingaan by die boom van die lewe en die heilige stad wat die ewige koninkryk van die hemel is nie. Volgens die woorde van die Bybel sal sulke mense nie die koninkryk van die hemel binnegaan nie, maar pla ontvang. Daarom laat ons onthou om nie by te voeg of weg te neem van die woorde van God nie. Hou asseblief die 7de dag Sabbat op Saterdag, wat God ons beveel het om te onderhou, en ontvang die beloofde seëninge.